Kom jy daar in die winkel? Loop jy vir ou Jan raak daar so. Jan, hoe gaan dit met jou? Ag, broer. Die lewe is maar die lewe. Nee. Of, Jan, hoe gaan dit met jou vanoggend? Ons kyk maar noord, ons moet maar net voortgaan. Nee, is al wat ons kan doen. Wat help het om te kla? Niemand gaan tog luister nie. Nee? Is dit nie hoe daai gesprekke loop nie? As die skoen pas, trek hom aan. Nee. Ons is veronderstel om die persoon te wees as jy gevra word, hoe gaan dit met jou? Dan soos dit gaan goed, want my God is in beheer, my God is goed. En meer as dit, ons moet almal met vriendelikheid behandel waar ook al ons gaan. Het jy al gesien as jy opgewonde is oor iets, as jy bly is oor iets, dan het jy sommer 'n lekker dag. Dit straal uit iemand uit. En snaaks genoeg, dan behandel jy almal vriendelik daai dag. As jy winkel toe gaan, is jy vriendelik met almal in die winkel. Jy's vriendelik met jou vrou, jy's vriendelik met jou kinders. Maar dit is hoe ons as kinders van God elke dag eintlik moet wees, want ons het iets om oor dankbaar te wees elke dag. Ons moet onsself verbly in die Here en daarom is ons veronderstel om elke dag vriendelik te wees. En dis hoekom ek gesê het in die begin, ons is veronderstel om die gelukkigste mense op aarde te wees, want ons weet wie ons God is en ons vind ons blydskap in God en daarom kan ons elke dag vriendelik wees. Want ons dien 'n wonderlike God, is dit nie so nie? En ons weet hy is lief vir ons. Maar wat doen ons? Nou het jy gekla daar in die rakke, klaar vir jou vertel die lewe is maar net die lewe, en nou moet jy seker jou goedjies gaan betaal daar by die til. Nou kom jy by die til, dan vra die persoon agter die til vir jou, sakkie? As dit net so was dit nog oké, maar wat jy nou doen is, nou sê mense vir hulle, is jy blind? Dink jy ek moet al hierdie goed met my hande dra? Huh? Gaan jy kom aan hierdie goed van my kar toe dra? Dink jy die goed gaan voete groei en loop? Ek het al sulke antwoorde, dan staan ek agter mense in 'n ry, dan hoor ek sulke goed wat hulle vir die mense agter die tille sê, dan dit is so hartseer en daai mense doen net hulle werk. Hulle kom weer in die moeilikheid as hulle dit nie vra nie, want hulle werkgewer verwag van hulle om vir die persoon te vra, wil jy 'n sakkie hê vir die goed? Hy doen dit want hy moet dit doen. Al kan hy sien jy dit nodig, moet hy jou die opsie gee want jy kan sê nee of jy kan sê ja. Het hy jou nie gevra nie, was jy ook 10 teen 1 kwaad. Hoorie, hoekom het jy my nie gevra? Ek soek 'n sakkie. Verstaan? So dit is hartseer hoe ons optree. En as jy so was in daai winkel, wil ek jou vra, het jy nou daai vriendelikheid uitgestraal? Op daai oomblik toe jy so was. Nee, jy het nie Christus se beeld uitgedra nie. Maar dink net vir 'n oomblik as jy anders te opgetree het in daai situasie. As jy by die til gekom het, sy vra jou, soek jy 'n sakkie? Jy sê vir sy, ja asseblief, ek soek 'n sakkie. Dankie. Hoe gaan dit met jou? Nou gaan sy dalk, of hy dalk, maak nou nie saak wie agter die til is, vir jou sê, dit gaan nie goed nie. Dit kan gebeur. En nou net daar, wat het gebeur? Het jy die geleentheid om daai persoon agter die til te kan vertel van 'n man met die naam van Jesus Christus? Wat jou lewe kan transformeer. Maar nou het jy dit nie gedoen nie. En nou het jy daai geleentheid verloor om iemand anders van Jesus Christus te kan vertel.